Welkom terug by die groot ontbyt. Ons praat vanmôre kuns. Ja, ons gesels met die kunstenaar Mies de Jager vanmôre hier in die ateljee. Goeiemôre Mies. Goeiemôre. En ons praat ook met Chris de Beer van die galery. Goeiemôre Chris. Môre. Lekker om julle hier te hê. Ons praat spesifiek vandag oor 'n uitstalling van Mies op hierdie stadium wat in Pierneefskraal is. Weerklanke langs die pad. Mies, kom ons praat eers oor die uitstalling voor ons by jou kom. Chris, praat ons eers met Mies. Hierdie uitstalling, wat is die tema? Dit is eintlik maar die roete wat ons ry van Stellenbosch tot in Pretoria. Dit is 'n roete wat ek voel meeste Suid-Afrikaners al 'n klomp keer gery het. Ons het almal een of ander ervaring gehad langs die pad. Ek het al op verskeie dele van die roete gebly ook. Ja, so ek het besluit dit is waar ek wegspring. Mies, hierdie liefde vir kuns, waar het begin by jou? Het jy dit gestudeer ook? Ek was nog altyd mal oor kuns, maar glad nie regtig gedink ek het 'n besonderse talent tot redelik laat hoërskool nie. En net selfs toe glad nie oorweeg dat dit 'n opsie is om 'n loopbaan van te maak nie. So ek het geen idee gehad wat ek wou doen na skool nie. Inteendeel, die ou wat vir my male my aanlegtoetse gedoen het vir hulle 'n refund aangebied. En ja, so toe maar 'n jaar kunsonderwys gaan swat en aan die einde van daai jaar het iemand my gevra, maar wil jy nie voltydse kunstenaar wees nie? En toe gaan daar vir my liggie aan en toe het ek dit van daar af nagejaag en dit het so stelselmatig maar net momentum gekry. Ons moet nou praat oor hierdie uitstalling. Dit is merkwaardig. Daar's so baie om oor te gesels, maar eers te Chris. Chris is van die galery. Chris, kom ons praat 'n bietjie oor Pierneefskraal. Sê vir die kykers wat nie weet nie, wat is Pierneefskraal? Ja, Pierneefskraal is Pierneef se oorspronklike woning. Hy het in 1939 het hy 'n stukkie plaas gekoop hierso wat nou so ver uit Pretoria se middestad uit was, so 9 km. Daarna is dit deur hom bewoon, hy is oorlede in 1957 deur sy vrou bewoon en daarna deur 'n klomp ander. Dis in 1975 is dit tot 'n nasionale monument verklaar en ek en my vrou Anet het dit in 2013 gekoop. Vir ons is dit maar 'n projek van die gebruik van erfenis. Omdat dit 'n monument is daar redelike streng vereistes rondom die gebruik daarvan. Ons het bietjie opgeknap nadat ons erfenisargitekte en 'n erfenis impakstudie gedoen het. En vandag bedryf ons dit as 'n gastehuis. Dis in die Pierneefskraal deel is eintlik maar die gedeelte wat Pierneef uit 11 geboue in 'n kraalformasie gebou wat op 'n ou kraal muur of ou kraalmure gebaseer was en ons het van die 11 geboue nou 7 uit ons gerestoreer as gastekamers wat ons nou al vir so 7 jaar so gebruik en dan het ons die restaurant onder die bome, eeueoue bome wat daar staan. Dis 'n spesiale plek. En my vrou is 'n spesiale vrou. Daar sy punte. So ons gebruik dit en toe het ons op 'n stadium met ons veral met die oog op Afrikaans wat nou 100 jaar oud is en net die feit dat Pierneef so eie aan Pretoria is, het ons besluit om sy ou ateljee wat aan die suidekant, aan die bokant van die eiendom is, weer in te rig as 'n kunsgalery. En dis hoe ons dit nou bedryf. En hoekom het julle besluit om jy's vir Mies te nooi om in die galery te kom? Ja, Mies se verhaal kom eintlik uit COVID uit saam met my vrou. My vrou was redelik siek met COVID en toe sy nou in die bed lê en haarself jammer kry en sy kon haarself jammer kry want sy was baie siek. Het sy op een van Mies se skilderye afgekom. En so het ons band met Mies gevorm. Ons het een van haar skilderye gekoop wat baie mooi en belangrike werk vir my en Anet geword het en later toe ons die galery beginne oorweeg het en bietjie met die restaurant beginne speel het ek en 'n vriend van my vir Mies 'n opdrag gegee om vir ons 'n skildery te doen van Pierneef. Dit hang in ons raadsaal en ja, ek het 'n besondere liefde vir Mies se kuns. Dit praat met my hart en ook met die van my vrou. Mies, wat maak vir jou hierdie uitstalling so besonder en spesiaal? Dit is vir my so lekker om na bietjie meer as 10 jaar eerstens weer terug te wees in Pretoria. Dis waar ek eerste keer 'n kwas opgetel het en in my ma se motorhuis gesit en verf het en gehoop het dit kan werk. En hier is soveel mense hier wat in my geglo het nog eintlik voor ek die moed gehad het om dit self te doen. So dis my lekker om spesifiek weer terug te wees hier. En dan natuurlik of jy 'n kunskurator of 'n kunskoper of 'n kunstenaar is,
die naam Pierneef laat jy 'n bietjie regop sit in jou stoel. So dis 'n ongelooflike voorreg om spesifiek by sy ou perseel en alles te kan uitstal en net geassosieer te word met sy naam. En ja, ek dink dis 'n besonderse uitstalling. Mense wat my werk goed ken sal weet ek is meer bekend vir die portrette. Maar ek wou graag soos Pierneef die skoonheid van ons land tentoonstel in hierdie uitstalling. So ek het myself bietjie uitgedaag met dit en ek dink vir baie lank het ek geglo dat landskappe al 'n onpersoonlike tema is. Tot ek ruk terug die Stellenbosch-pieke wou verf. En daar's 'n baie bekende Pierneef-skildery van die Stellenbosch-pieke en ek het self gevoel, nee, hy het uiteindelik besit geneem van dit met daai skildery en hoe langer ek daaroor gedink het, hoe meer het ek besef maar daar's soveel plekke in ons land, onder andere nou die pieke of nou iewers op hierdie roete wat ons almal ervarings van het en dis dalk diep persoonlik vir elkeen van ons, maar dis ook 'n gesamentlike geheue, 'n hoofstuk in almal van ons se paadjie wat ons verskillende stories van kan vertel. Ja, en toe het ek gevoel nee, maar landskappe kan persoonlik wees en dis 'n mooi storie wat ek graag wil vertel en wat ek dink baie Suid-Afrikaners kan aanklank vind by. Dis so diep in ons onderbewussyn en nie net die roetes wat ons ry nie, maar die paaie wat ons in ons binnekant opneem terwyl ons op hierdie roete ry. Dit is absoluut. Gedeelde, soos jy sê, gedeelde ervaring. Ja, dis interessant dat jy spesifiek dit noem want een van die skilderye wat ek gemaak het is van Kosmos en hulle sê jy kan die roete wat die perde geloop het in die oorlog volg soos wat die kosmos groei en dit ek nou ook so geskryf oor die roetes wat ons in mekaar los soos wat ons die lewe saam doen en ja. Vir mense wat nie weet nie, hoe lank vat dit om aan so 'n uitstalling te werk? Hierdie kom al, ons beplan dit van November af al. En ek het nou ook my eie galery en daar's 'n paar ander goed wat ook my tyd vereis. So ek kan nou nie suiwer net daaraan werk nie, maar dit is maande se werk. So dit is baie lekker om nou op hierdie punt hier te kan sit en eintlik net uit te sien en vir almal te wys wat ek gemaak het. Ja. Jou tegniek is baie kenmerkend met paletmes en met die impasto tegniek wat jy gebruik, die dik verf. Het jou kleurpalet verander oor die jare? Want 'n mens kry mos nou 'n tendens, dit is 'n natuurlike progressie vir kunstenaars om alle palette verander soos wat hulle vorder. Ja, ek dink baie kunstenaars het eintlik sal vervrees om te stagneer. So dis opwindend as jy 'n progressie kan sien. Dis interessant, spesifiek die kleurgebruik. Ek het toe ek begin skilder het ek baie amper monokromaties gewerk, charcoals en was bang vir kleur. En soos dat ek begin speel het en bietjie meer moed bymekaar geskraap het, is dit op die einde vir my eintlik een van die dele van wat ek vandag doen wat die lekkerste is. Dit voel vir my verskoon die Engelse woord, maar dit is absoluut indulgent. So ek het braaf geraak met kleur en vandag is dit vir my moeilik om te dink dat ek weer iets moet doen wat meer subtiel in die kleurpalet is. En met hierdie ook Pierneef het spesifiek baie pinke en die berge. Ja. Die pinkberge, ja. So ek het nogal probeer om op so 'n speelse manier hulde blyk te bring deur die kleurpalet ook wat ek gebruik het in hierdie uitstalling. Hierdie spesifieke werk wat by ons staan. Ja. As mense nou ek wil nou nie sê waar is dit nie, want ons doen dit in elk geval. Mag ek dit sê? Jy mag, ja. Dis Beaufort Wes. So ons het ook op 'n plaas gewoon in Beaufort Wes vir 'n paar jaar. En dis maar net, dis 'n spesiale plek. My man verstaan glad nie die waardering wat ek het vir die Karoo nie, maar ek dink dit is dalk een van daai plekke waar jy self moet woon en dit gaan sit in jou siel en dan raak dit jou net, daar's nêrens anders, geen ander plek het die uitwerking op my wat spesifiek die Karoo op my het nie. Alhoewel ek baie lief is vir verskillende dele van ons land. Ek dink die dorheid daarvan of die uitdagendheid daarvan kweek so dankbaarheid in die mense wat daar woon. So ja, ek kyk daarna en ek beleef weer dit. Chris, ek dink baie mense wat nie kuns in die kunswêreld is of kuns verstaan nie, is al versigtig om na galery te gaan want hulle dink altyd maar ek gaan net daar staan en kyk en ek verstaan dit nie, ek weet nie, ek is nie 'n kenner nie, ek voel dalk te skaam om te gaan. En jy wat nou 'n kunsgalery ook het en kunstenaars soos Mies het, wat sal jy vir mense sê? Hoekom moet hulle kuns kom beskou? Ja, so ek dink maar net op rekordplaas dat ek eintlik ook maar net 'n prokureur is. Die kunswêreld is vir my ook splinternuut, maar ek dink daar's 'n baie groot waarde in Pretoria en die mense van Pretoria. Ons is maar eintlik 'n groot plattelandse dorp. En ons kunswêreld is ook anders omdat Pretoria se energie anders is. Wat ons probeer regkry op Pierneefskraal is eintlik maar meer die siel van die plek. So as jy daar inkom, dan is dit nie net die galery nie. Daar is soveel goed wat Pierneef
op 'n baie subtiele manier daar gedoen het wat ons probeer uitlig. Maar wat kuns aanbetref, dit gaan vir ons oor mooi. Ons kry die mense by ons wat ons wil hê daar, so dit gaan vir ons oor om mooi goed daar te hê. En dan is ons galery vir ons ook bietjie van 'n gemeenskapsprojek. Ons het net 4 van ons eie uitstallings per jaar. Ons het die groot skole hier in Pretoria genader. Daar's direk na Mies is daar 'n uitstalling van die Hoërskool in 'n park. En dan het ons ook met 'n paar van die tersiêre instellings hier in en rondom Pretoria ook 'n reëling wat hulle maar jaarliks uitstallings by ons kom hou. So dit gaan vir ons oor ontwikkeling van kuns, want daai vraag wat jy vra is eintlik maar wat is vir jou mooi en wat praat met jou siel? Dit gaan oor ontwikkeling op jou einde. Mies, baie dankie vir jou moeite. Dankie vir die ontsettende mooi werk wat jy saamgebring het vanmôre om na te kyk. Dit lyk pragtig. Baie dankie Chris vir wat julle doen vir kuns en dis lekker om te sien dat 'n kunsliefhebber ook 'n plek het, ook 'n rol het om te speel om kuns in Suid-Afrika te ondersteun. Nie net groot galery eienaars nie. Baie dankie dat julle moeite gedoen het om vanmôre hier draai te kom maak. Dit was lekker om te wees. Dankie julle. Nou ja, maak 'n draai by die galery by Pierneefskraal en gaan kyk gerus na hierdie pragtige uitstalling van Mies de Jager. Ja.